Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. Ja, ons het Johannes klaargemaak en nou begin ons met 'n nuwe Bybelboek. En dit was nou nogal vir my 'n bietjie van 'n klein bietjie van 'n worsteling. Want die vraag is, moet ek aanhou met die proses vir een? En ek het baie terugvoer gekry van mense wat sê ja, asseblief hou nog aan. En dan die ander ding is, watter Bybelboek? Hou ek aan met hoe ek deur die Bybel gaan en behandel ek letterlik elke liewe Bybelboek? Want ek glo dat die hele Bybel God se woord is, elke boek wat daarin is, en dat ons daaruit kan leer. En ek dink ook dat ons baie keer met vooropgestelde idees oor sekere goed sit. En my bedoeling was nog altyd om die Bybel te verduidelik en dit vers vir vers deur te gaan en nie te vra wat sê 'n kerk oor dit nie. Dit is eintlik nie vir ons so belangrik nie. Vir my belangrik is wat sê die woord oor dit. En so kom ons dan nou by hierdie Bybelboek wat ek dink nie baie gelees word nie. En dis Hooglied. Ons gaan vandag net die eerste vers lees en dan wil ek hê jy moet mooi bid en vra dat die Here jou sal wys oor hierdie boek. So hierdie boek begin in vers 1 met die lied van alle liedere van Salomo. Die mooiste lied, vertaal ander vertalings dit. Ander vertalings vertaal dit selfs met die hoogste lied. Dis waar ons naam van die boek Hooglied vandaan kom. Nee, die lied van alle liedere, die Engelse vertaal dit met Song of Songs, so die mooiste lied. En hier is die vraag nou vanoggend. Is jy oop genoeg om dit weer te hoor? Is jy oop genoeg om te hoor van die liefde? Die mooi liefde, die mooi kant van dit. Ek besef baie mense wat hier luister, het in verhoudings so seer gekry, dat jy amper hierdie nie meer kan hoor of kan glo nie. Die ander kant is dat baie mense wat hier sit, is weduwees of weewenaars. Kan jy ook maar luister en terugdink en dit dalk vir jou kinders lees of vir jou kleinkinders. Is ons oop genoeg om te besef dat liefde, ook die liefde tussen 'n man en vrou, kom van God af. En hy wil ons oor dit leer. En hy wil iets van die opgewondenheid van dit vir ons leer. As ons luister na musiek, baie keer hoor ons die mooiste musiek, daar's die mooiste liefdesliedere geskryf, om te besef maar dit alles pas in God se wil, pas in God se prentjie van hoe die liefde tussen 'n man en vrou mag lyk. En ek is nou eintlik opgewonde oor hierdie reis. Ons gaan vir 'n paar dae deur hierdie Hooglied gaan en vra, wat hoor ons in die woord van God? Wat hoor ons, wat mag ons leer uit dit? So die eerste punt is nie dat ek en jy vanoggend sê, ons is bereid om anders te dink hieroor, as wat ons dalk ons lewe lank, as wat ons vooropgestelde idees ons laat dink. So kom ons gaan oop, en ons luister oop, na hierdie weke wat kom. En kom ons wees sommer weer opgewonde oor die liefde. Nee, ek was nou bevoorreg dat my kinders nou onlangs getrou het, en die groot voorreg wat ek gehad het om hulle huwelik te mag bevestig, en jy sien die mooi van jong liefde. Mag ons net opgewonde wees oor liefde vanoggend. En oor al die mans en al die vroue wat op mekaar verlief is. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons U woord mag hê, en die volheid van U woord. Ja, ons dink nie ons verstaan dit altyd. En baie keer praat U woord oor 'n goed wat ons eintlik in ons kultuur geleer het, nee, mens nie oor praat nie. Maar dankie dat U woord dit doen, en dat U woord ons volledig leer oor alles van die lewe.
in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ek sien uit na die reis met u. Sien u môreoggend, onthou nou ons eredienste vandag, vanoggend 8 in Escort, 10 in Mooirivier, en dan ook vanmiddag 5 hier so in Wenen. Mag u 'n pragtige dag hê. Totsiens.